In Christ alone, our hope now forever, and this we know, the cornerstone is Christ alone. Baie welkom by His Favorite One. Ons het vandag nog iemand vol inspirasie by ons en haar naam is Anay en sy is al die pad van Middelburg en sy gaan ons 'n bietjie bemoedig vandag. Sy gaan 'n bietjie haar storie met ons deel en kom ons hoor wat het Anay op haar hart vir die volgende vrou. Anay, baie welkom by ons. Ons is super opgewonde om jou hier te hê. Vertel ons 'n bietjie wie jy is, waar jy vandaan kom en vertel my van jou familie. Ja, ek is Anay, bly so 22 jaar al in Middelburg. Ek en my man het so spot, ons het nou al 27 keer getrek, waarvan net 4 keer onsself was. Die ander was al die ander mense, wat ons letterlik hulle huise vir hulle gaan help oppak het en trek en dan uitpak en dan gaan ons aan. So ja, ons is gerooted, hy is nie lief vir trek self nie, hy doen nie goed met verandering nie. So ja, in elk geval, soos ek sê, ons bly al 22 jaar hier. Ek is al vir die laaste 22 jaar is ek voltyds by die huis, wat ek van my huis af werk. Ek was nog altyd lief daarvoor om iets te doen. Lief daarvoor om ander mense se huise mooi te maak. Ek is nie interieur decorator nie, maar ek love dit om die naaldwerk te doen en die goeders te gaan doen vir hulle. Ja, en dan het die Here my ook gevat op 'n journey van bak die laaste paar jaar en ek het gaan leer om brode te bak, sourdough, suurdeegbrood en ciabatta broodjies en so aan, ja, wat ek ook doen op bestellings, wat ook al, en ja, dit is die Here se pad met my, ja. Dis amazing en geniet jy wat jy doen? Ja, ek geniet dit regtig baie om te doen. Ja, ek my stokperdjies het my werk geword. En ek geniet dit nog steeds altyd. Daar was tye, maar soos met enige werk, ons selfs enige stokperdjie, daar's goeders wat jy nie noodwendig baie van hou nie, maar jy moet dit nog steeds doen. Ek het die sê ding van ek love dit om skorrelgoed te maak. Ek lief dit nie om dit skoon te maak nie. So ja, dis ongelukkig maar deel van die lekker deel van dinge doen wat jy moet maak. Ek dink ons elkeen voel so, né? Daar's die lekker dinge van 'n issue en dan's daar die nie lekker dinge nie. So ja, maar jy moet maar altyd doen en sê hulle doen eers die harde dinge. Doen die dinge wat hard is sodat jy die dinge wat lekker is kan geniet, né? So ja, en dan moet so. En mense moet 'n balans hê. Jy kan nie net lekker dinge doen nie. Jy moet die slegte dinge ook gaan doen om karakter te bou, want dit is maar ook deel van karakterbou, is om die challenging things deur te werk en ja. Ja. Nee, dit is net amazing. Luister, so vertel ons 'n bietjie, wat het jy vandag op jou hart vir die vroue hier buite? Elke vrou moet geïnspireer word en wat is op jou hart vandag vir die vroue buitekant? Wat wil jy graag deel? Ek dink hierdie platform is regtig vir om vroue se stemme te lig en dit wat met jou gebeur met 'n ander ou ook. So ja, vertel ons 'n bietjie, wat sou jy graag met hulle wil doen? Ek wil regtig net elke vrou bemoedig om vir haar te sê, vir julle elkeen te sê, eers net dankie vir die platform om mekaar te kan bemoedig en te kan ondersteun. Want ek voel amper half dit is 'n veilige platform aan die een kant, maar jy is ook baie vulnerable op hierdie platform, ek dink. Maar ja, dankie daarvoor. Ek wil elkeen net regtig bemoedig met die wete van, ons gaan almal deur toelwinds en toelwinde en waters en daar's baie storms om ons en dit voel partymal regtig of dit te veel raak en jy die storm, dan dink ek altyd kan Petrus wat in die stormwind gestaan het, dis mos hy wat op die water geloop het saam met Jesus en die golwe was hoog terwyl hy in die skuit was. En toe klim hy uit die skuit uit en die golf het nie minder geraak toe hy die skuit uit geklim het nie.
Die skei dit was nog steeds baie wind en dit was nog steeds baie groot golwe. Maar in daai situasie moet ons net weet, Jesus is daar. Vader is daar. Hy is heeltemal in beheer van hierdie storm. Hy sal nooit toelaat dat die storms ons verswelg as ons dit vir hom gee nie. Ons moet nie dink ons gaan self die branders breek nie. Hy gaan die wind stil maak. Hy gaan daai brander sê, raak rustig. Ons wil altyd dink, okay, ek gaan dit nou doen. Nee, it's not about you. It's all about God. It's all about Jesus. En die leiding van die Heilige Gees is baie belangrik dat ons net weet in daai storm, in die groot golwe, is Jesus daar. Ja, en hy sal sy stem maak die golwe stil. Nee, ek wat die golwe wil breek nie. Ja. Ja, ek ervaar ook, ek is ook deur 'n baie moeilike week en in my week het die Here net vir my bly sê dat, weet jy wat, ek loop in span, hy sê vir my, Nolien, ek is groter as hierdie. Ek is groter as hierdie. En terwyl ek daar loop, besef ek, ja Here, U is groter. Maar ek besef, toe ek by die huis kom en ek worship 'n bietjie, sê die Here vir my, hy sê, Nolien, hierdie ding wat jou oë so op is. Hy sê, wie het aan die kruis gesterf? Ek of jy? Op hierdie issue. Want Jesus is ‘n jaloerse God. Hy wil graag hê ons moet 100% met hom heel. En as gevolg daarvan, dit is waar hy vir ons dan nou deur. En hoe sal jy nou, as jy nou vir iemand moet bemoedig, hoe sal jy nou kyk daarna, op hierdie stelling wat ek gemaak het? Because all the glory belongs to him, né? Ja. Ek het die Here wys vir my vroeg vanoggend, dit is nou om dit kort te maak, ek was besig om wasgoed te was en ek kom in die waskamer in 'n plek sonder water en dadelik kyk ek in die wasmasjien, maar keer niks nie, maar daar het 'n stelsel wat my man uitgehaal het die water teruggestoot in die pype en die hele vloer gevlad en ek is besig om en die Here in dit vra vir Here, waar is U? Wat doen U? Wat doen ek nou hier? Want ek moet kalmte kry want hy sê in alle omstandighede is my vrede saam met jou. As jy dit gaan toelaat. Ons moet sy vrede vat en sy vrede in ons omstandighede vat. En hy bring vir my weer na Petrus toe. Petrus is nogal Petrus kry al die skuld in die Nuwe Testament. Ek moet sê vir alles wat daar staan, kry Petrus by my die skuld. Dis Petrus wat dit gesê het. Petrus het dit geskryf. Maar Jesus kom na hom toe en hy vra vir hom, Petrus, het jy my waarlik lief? En Petrus sê, ja Jesus, ek het jy waarlik lief. Hy sê, het jy my regtig lief? Ja Jesus, en Petrus raak moedeloos, want Jesus bly om dieselfde vraag vra, het jy my waarlik lief? En hy antwoord, hy sê, Here, U ken alles, U ken al die omstandighede. En Jesus kom en hy sê nie vir Petrus, ag nee, okay, ek gaan jou net daar los, want jy kan tog nou net nie op my vlak kom nie. En jy verstaan wat ek vir jou sê nie. Jesus sê, kom, en hy gaan na Petrus se vlak toe, en hy sê, laat my skape wyn. En hy weet, hy ken my, en hy ken jou swakpunte. Hy ken ons tekortkominge, in hierdie hele situasie waarin jy is, waarin ek was in hierdie water, massa wat my vloer plat en ek weet nou nie, moet ek begin lag of moet ek begin huil of moet ek dit net los en kamer toe hardloop nie, maar dit was waar ek op daai stadium was, maar ja, en hy sê vir my, I will come to you in your circumstances on the level where you are. En hy sê vir my, ek sal jou daar waar jy is, sal ek jou bemoedig, sal ek jou vashou, sal ek jou deurdra. Hy los ons nooit nie. Dis een woord wat hy sê, He will never forsake us, never leave us. He loves us unconditionally. In ons omstandighede, waar ons ook val, wanneer dinge vir ons sleg gaan, of waar ons voel, ek het my pop uit die kot uitgegooi, oor dat ek nie
iets gebeur het en nie dit reg gehanteer het nie, dan kan 'n mens baie maklik voel, ek het nou so verkeerd gedoen, Here, en dan kry ons skaam, soos Adam en Eva, skaam gekry het en ons gaan kruip weg. Ons gaan kruip ook weg, dan wil ons liewer nie die Bybel lees nie, ons wil nie bid nie, ons wil nie worship nie. Maar die Here sê vir my vanoggend weer, in dit, kom net na my toe. Come and worship me still. Come and pray again. Wash yourself with my word, and I will clean you with my words. Ja, dit is daai bemoediging. Moenie dat omstandighede en dit waar jy dink jy verkeerd gedoen het, of waar ek verkeerd gedoen het, waar ek voel ek is nie dit werd nie, ek is nie waardig nie. Jesus het gesê, jy's waardig, want hy het aan die kruis vir jou gesterf. Die mensdom gaan vir jou sê, is onwaardig, maar Jesus sal dit nooit sê nie. Hy het jou waardig genoeg geag om aan die kruis te sterf. Ja. Dit is amazing dat die Here net regtig vir ons ontmoet waar ons is. Is dit nie mooi nie? Is nie sy papa hart vir ons nie. Want hy, jy weet, hy sien al die detail. Of dit nou 'n wasmasjien is, of dit nou wat ook al dit is, of dit nou 'n kind is wat nou, jy weet, nog nie na die Here toe gekom het nie. Of dit dalk maak nie saak hoe groot die berg is en hoe klein die berg is. Op daai oomblik is dit elkeen van ons se realiteit. En Jesus is so getroue papa dat hy daar opdaag vir elkeen van ons in ons omstandighede met die kleinste detail. En so waar wat jy sê, ons voel so skaam want ons dink ons het verkeerd gedoen of ons is nie goed genoeg nie. En die vyand wil net as ons onttrek, dan verloor ons so uit. Want eintlik wat Jesus sê, is kom nader. Hy sê so mooi, I will lift up the humble. When you come to me, wanneer jy weary is, bring jou burdens, kom sit dit op my yoke is light and easy. En ek ervaar net hoe mense net wegtrek en nie na hom toe kom. En wanneer mense wegtrek, dan trek dit na pride. En so sê, I resist the pride. Nee? So, but when we are humble and we sit at his feet, dis wanneer Jesus hierdie goed uitsorteer, nee? So, Jessie, baie dankie aan jy bemoedig ons regtig wonderlik. As daar iets is, sê nou maar, jy kan nou vir jou jonger self iets leer, of vir jou jonger self iets sê, want ons het 'n hele generasie daar buite, wat graag wil leer by die ouer dames, nee? En ons het 'n slim generasie wat nie weer dieselfde foute wil maak nie. So vertel ons 'n bietjie, wat sou jy vir jou jonger self gesê het? Jy is nou rarig letterlik die 4de een in die laaste 7 dae wat by daai selfde vraag vra. En dit bly by my absoluut 100% dieselfde. Moenie iemand anders te probeer wees of ander mense te probeer beïndruk nie. Wees jy wie God jou gemaak het, met sy karakter in jou. Daar is nie 'n verkeerde Anay nie, daar is nie 'n verkeerde Noulie nie. Jy is absoluut in totaliteit volmaak in sy karakter ingeskape. Gister sê Wilkie, mense het na haar toe gekom en gesê, sy moet nou haar kleredrag verander. En ja, dit is nou nogal 'n ander situasie. Daar kan ek regtig sê, vind jou self in Christus en wees jy. Moenie skaam wees vir wie God jou gemaak het nie. En moenie bang wees om in jou karakter van Christus te wandel en te loop nie. Want jy beroof jouself eintlik om ander mense tevrede te stel, 'n people pleaser te wees. Ek self was vir baie jare people pleaser en dit is 'n getuienis op sy eie hoe die Here my daar uitgehaal het. Letterlik het ek wakker geword en dit is soos 'n lig aangeskakel en hy sê, van nou af, wees jy wie ek jou gemaak het en nie
wie ander mense wil hê jy moet wees nie. Want jy pas nie in daai skoene in nie. Jy kan nie daai nommerskoen dra nie, want dit is nie jou skoene nie. Jy kan nie, al is dit dieselfde skoen, daai skoene gaan nie in jou voete pas nie, want daai ou se voete lyk anderster, sy tone is anderster gevorm as joune, en hy het die skoene anderster uitgeloop, dit gaan nie vir jou werk nie. Moenie ander mense se skoene aantrek nie, trek jou eie. Wandel in dit wat die Here vir jou gegee het, en maak die beste daarvan in liefde vir die Here. Ja, Ja, dit kan nog wel 'n bietjie ongemaklik wees as jy nou in iemand anders se skoene sou moet loop, nê. ja, En ek kan vir jou nogal en skaam voel. dit sal nie baie natuurlik kom nie. So maar die Hmm, beste is maar net altyd om te vloei saam met Heilige Gees en Ja, regtig jouself te wees, nê? Want ja, ja, die persoon wat jy moet lief hê, jy moet God lief hê eerste met jou hele hart en siel, maar jy moet ook jou naaste lief hê, soos jouself. As jy nie ja, jouself kan lief hê en kan aanvaar vir wie jy is nie, hoe kan jy jou naaste lief hê en hoe kan jy vir God lief hê? Dit is baie ja, belangrik dat ons onsself baie lief het en aanvaar wie ons is en dat die ja, Here net vir ons wys wie ons is in hom en dat ons genoeg ja, is, né? ja, ja, absoluut. Ja, en om in, dis nie moeilik nie. Maar omdat ons in 'n persepsie groot geword het van hoe jou ouers wil hê jy moet wees, of hoe mense of onderwysers of maats of wat ook al wil hê jou wil inmold. Ja, Is dit nie altyd maklik om uit daai mold uit te kom en dan heeltemal in 'n, wil ek amper sê, hierdie bol deeg weer te wees, klei te ja, wees en te sê okay, ek het geen vorm nie, vorm my nou. ja, Um dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd lekker nie. Dis die mees ongemaklikste ding. ja. Maar dis nie 'n onmoontlike saak wanneer ons toelaat dat Vader ons in sy liefde weer terugmuld in dit wat hy wil hê ons moet wees en hoe ons moet wees nie. Ja, Dis baie mooi gesê. Baie dankie aan my. Luister, dankie dat jy met ons kom share het en ja, baie wil ek ook maar net sê, as jy 'n storie het, kom deel dit met ons en ons sien jou graag ja. die volgende ene. Be blessed. Bye Baie bye. dankie. Seën vir julle. Bye. Dankie.